Ja, mense, so kom die waarheid ons maar altyd uit. Jy sien, mense onderskat ons intelligensiebronne wat ons het en ons ondersoekspan en sovoorts, al die slim mense. En jy het bietjie vergeet, nee, wat so kak opcover. Ek het by die beste spelers geleer ek. En ek sê wie ou kolonel Renier de Vos, hy is oorlede, was van die beste moorderhoofspelers. Maar in elk geval, so in verband met die voormalige lid van ons Isak Herbs, wat oorlede is, tragies in 'n motorbotsing. Ja, weet wat, ons het nog kontak met hom gehad, nadat hy weg is by ons. En ja, hy sal maar altyd gemis raak. Sal altyd gemis raak. En ons wil ook net graag, man, die geliefdes, wil ons nou maar net sê, jy weet, wat regtig vir hom omgegee het, ons innige meegevoel en simpatie met sy afsterwe. Het was regtig tragies gewees. Mense, om mense 'n klomp kak te loop en vertel, nee, plain white kak. Om mense kak te laat glo, liegstories. Julle moet onthou, 'n liegstorie gaan net so ver en dis waar het stop. Maar die waarheid kan jy nooit verander hê. Okay? So, ek is in besit van voice recordings van Isak wat ek nou gaan speel, waar hy sê hy is besig om te skei en sovoorts en hy het 'n klomp geld betaal en hy was nie meer saam sy vrou gebly nie en daai tipe van goed. Jy weet, en dan kom mense en vertel hulle die wanwaarheid van wat daar regtig gebeur het. Okay? Soos onder andere om te sê, nee, hy is op pad huis toe, na sy geliefdes toe, is hy oorlede. Kak man, op lieg. Hy is in mekaar gesit van fucking lieg. Julle weet en ek weet is die waarheid nie, want Isak het nie al gebly nie. En ek gaan die voice recording speel. Nou. Ek is ook besig met ander kak. Besig om te skei. Ek trek hier naweek uit in 'n ander plek in. Ek het nou vir R4,000 betaal vir die prokureur om te skei. Ja, fokke, jy se lakkie. Die een kos my R4,000. Maar nou ja, dis nou maar so. Ek het dit laat betaal. Sterkte dag. Ek praat later met jou, ek moet weer gaan werk. Hy het nie daar gebly nie. In elk geval, lang storie kort te maak, toe word al beweer, hulle het hom gaan aangee as vermis en toe weier die polisie om 'n vermiste persoons dossier te open. Weer eens 'n lieg. Praat kak hier jou neus. En kom ek sê vir julle in wie se naam was daai kar geregistreer? PS Nel. So wat gaan Metro doen op daai ongeluk? Hulle gaan onmiddellik dan nou die eienaar, die adres wat daar op is, gaan hulle mos nou kontak, gaan hulle nie. So julle het geweet van die ongeluk, julle het geweet hy's dood. Fokkel gesê nie. Toe gegaan en geweet, nee, die lijk is nou by forensic pathology. Toe kan maar gegaan en toe sê die wonderlike speler in kan vir julle, nee, die ou lê nou daar. Julle is besig met kak en ek gaan agter die kap van die byl kom. En as ek agter die kap van die byl gaan kom, gaan die poppe dans. En as julle dalk dink dat julle gaan wederregtelik geld eis van die road accident fund af, gaan julle ook kak.
want ek gaan die hele storie laat ondersoek. Leuns baat 'n mens nêrens nie. Onthou, Isak was 'n gerespekteerde militêre veteraan. Hy was in die oorlog in die 80's. Baie respekvol. Ja, ons het ook ons skaafplekke gehad. Maar weet jy wat? Hy sê om vir homself te beklei nie. So daar sal mense wees wat vir hom gaan beklei. En hy was 'n voormalige lid van ons. Hy was 'n lid van ons gewees. En ek dink dit is Maart maand somewhere verlede jaar. Toe sy weg by ons, nog steeds kontak gehad, maar wie wat, kom ek sê gou wat. Dis uit blote respek uit wat ons vir hom gaan opstaan. Die wat regtig omgegee het vir hom, ons innige meegevoel. Ons sal almal op hoogte hou hoe ver hierdie ding verder gaan. Maar geregtigheid sal seëvier. Daai man is nie daar om vir homself te praat nie, so die bewysstukke wat ons bekom het, sal ons gebruik. Lekker aand.